Dit is 22 minute oor 11. Karleen van Jaarsveld se splinternuwe een as jy my roep op Pretoria FM. Ek weet die mense is gaande oor daai liedjie. Jy ken my goed, ek het vir Grandi gaan opspoor en nou eers verwelkom asseblief in die uitsaai bus. Grandi Tennyson van die VF+. Hallo Grandi. Môre Carla. Hoorie, dit voel of ek nou al op 'n weeklikse basis met jou gesels, hoor. Wel, ek is so 'n interessante ou, jy behoort. Ja, ons moes jou terugkry. Ek wil net sê ek het die beste antwoorde uit jou uitgekry toe ek jou middernag gevra het verlede week. Ek is nou nog moeg. Okay, so ek gaan nog steeds goeie antwoorde uit jou uitkry. Dis al wat saak maak. Nou, ons is regstreeks nu by die Pretoria Sakekamer se golfdag, 'n dag waar besighede nie net netwerk nie, maar ook hulle verhoudings bou in die plaaslike ekonomie. Grandi, en ek wil by jou hoor, want julle is nie net betrokke by die Pretoria Sakekamer nie, julle is self besig ook met julle eie golfdag. Julle weet self wat vandag ook by die golfdag aangaan. Vir mense wat dalk nog nie bekend is met die Pretoria Sakekamer nie. Wie is julle as die VF+ en natuurlik julle betrokkenheid by die Pretoria Sakekamer en watter rol speel julle in die sakegemeenskap? Wel, eerstens wil ek sê ons as VF+ ondersteun baie graag die Pretoria se Sakekamer. Dis 'n sakekamer wat ons mense se belange op die hart dra. En ons as Vryheidsfront Plus is baie positief teenoor hierdie sakekamer. Ons woon gereeld hulle aanbiedinge by. Ons het ook so as party uitgebrei dat daar soveel nuwe ondersteuners is wat almal waarskynlik ook op een of ander wyse kliënte is van die sakekamer. Weet jy Carla, ons het op hierdie stadium meer as 95 aansoeke vir potensiële kandidaate. Sure. Nou dink as ons so groot en sterk teruggaan, hoe gaan dit nie wees? Hoeveel te meer sal ons die sakekamer nie kan ondersteun nie. Natuurlik. En julle is hier by die golfdag vandag, maar voor ons by die golfdag uitkom, wat is volgens jou die hoofdoelwit van die Pretoria Sakekamer en die VF+ se kombinasie in julle plaaslike gemeenskap, vir al die kleiner besighede en die entrepreneurs? Wel, eerstens glo ons daar word so gediskrimineer teen baie besighede in hierdie land met die SEB en al die ander wette, die rassistiese wette, dat dit so belangrik is dat ons ondersteuners moet kry om eerstens die lede van die Sakekamer te ondersteun met hulle besighede. Dis tog ons eie mense. En ons as raad, as ons op die raad is, moet ons ook beywer dat ons die beleggingsgeleenthede vir die sakemanne van die stad kan skep in 'n veilige omgewing. En dit is een van die goed wat ons voor beywer wanneer ons die 4 November verkies word en ons hoop om deel van 'n regering te wees sodat ons kan seker maak, daar moet inisiatiewe wees, daar moet insentiewe wees om die sakegemeenskap aan te spoor om te belê. Hier's baie geleenthede op verskeie terreine waarin ons sakemense kan betrek en ek dink dit is een van die doelwitte wat ons wil bereik en ek sien hierdie golfdag ook as 'n geleentheid waar ons hande saamvat en waar ons vorentoe gaan beweeg. Ons gaan ook die 22ste, ek dink is volgende Vrydag, funksie van die Sakekamer bywoon waar hulle 'n persoon bring om met ons te kom praat oor alternatiewe kragopwekking en ek dink dis iets wat baie nodig is vir hierdie gemeenskap in Tshwane. Ja, verseker. Sê ons nou tans, ek praat vanoggend met my broer in die Parel wat sê hulle het selfs op hierdie stadium nie krag nie met hierdie oorstromings en so, maar hoe dit baie vinnig reggemaak word op sekere plekke en op ander plekke dalk nie en dit is baie keer 'n baie groot uitdaging. So ek is so bly julle woon hierdie gesprek by. Net vinnig op daai noot, julle het self op die VF+ het self ook hulle golfdag wat opkom, korrek? Ja, ons beplan vir die 17de Junie die golfdag en ons sal die guns weer bewys soos wat daar aan ons bewys is. Ons vra die Sakekamer om vir ons ook 'n pypjie te kom beman. Ons sal bietjie weier gaan. Ek dink daar's baie van ons mense wat bitter swaar kry. Jy weet, ons was laas naweek betrokke by die Kombers projek en ek wil graag solidariteit helpende hand betrek om ook hulle organisasie wat vir ons mense omgee en dan is daar van ons mense wat nogal van diere hou. En ons dink daaraan om ook een of ander van die dierebeskermings organisasies te betrek by die golfdag. So dis vir 'n goeie doel, nie net en ons sal graag ons beplan om aan daardie twee instansies ook 'n klein skenking te maak uit fondse indien ons 'n winsie maak. Yes, dit is pragtig gesê. Nou hoor die Grandi, julle is nou self hier by die golfdag. Wanneer sien julle uit vir vandag? Ons sien uit dat al die ouens by ons 'n draai maak. Ons het spesiale lip ice. Daar staan
op daai lippies geskryf en ek gaan nou vir jou enetjie gee. Okay. Daar staan geskryf VF+ op almal se lippe. Dit is so oulik. Letterlik. Ag, dit is flippin oulik man, soos die Afrikaners sal sê. Hoorie Grandi, ek gaan vir jou laat gaan. Jy moet 'n joviale dag hê. Bly jy vir die aandfunksie? Ongelukkig nie. Werk roep. Ek sal een van my kollegas vra om namens my hier te bly want ek moet vanmiddag 5:00 weer 'n ander gehoor van ons kandidaate gaan toespreek daar in die noorde van Pretoria. So ons dek die hele Pretoria. Jy weet daar's net 107 raadswyke en ons is al by 95 potensiële kandidaate. So ons kan dalk 'n volle 107 kandidaate in die veld stoot. So dit is my verantwoordelikheid om leiding te neem en vir hierdie kandidaate te ondersteun en te lei en daarom vra ons ook kom stem vir die VF+ op die 4de November om seker te maak. Want ons is nie 'n klein partytjie en daar geen ander party gaan meer as 51% kry nie. Ons is daar en ek dink die kiezer daar buite gaan 'n keuse moet maak. 'n Keuse maak vir 'n koalisie van die VF+ en die DA of van die DA en die ANC. So daarom is dit belangrik om vir 'n party soos die VF+ en ons is nie 'n klein partytjie nie. Uit die 530 partye in die land is die VF+ die 7de grootste. Ja. Baie dankie vir jou tyd ook vandag, Grandi. Janne, jy voel vry om jou baadjie agter te los want ek kry verskriklik koud. As jy môre agterkom jy het nie meer jou VF+ baadjie nie, weet net ek het koud gekry. Ja, maar wat sê ek vir my vrou as ek sonder 'n baadjie by die huis aankom? Op daai noot, nou eers op pad vir jou Pretoria FM, dis Niall Horan met die event met nêrens heen gaan nie. Ek gesels net hierna met Inge Sherman. Gaan sy. Dankie. In Afrikaans, reg oor ons land. Pretoria FM op DStv kanaal 887.